Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend waar dit sommer vroeg al by ons lekker warm is. En ons gaan natuurlik voort met Johannes 4, die hele ding oor die Samaritane, die vrou wat die gesprek met Jesus gehad het by die put. En dan vanaf vers 27, juis op daardie oomblik het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas omdat hy besig was om met 'n vrou te praat. Tog het niemand gevra, wat wil u van haar hê? Of waarom praat u met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie of hoe? Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet iets. Maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels vra toe onder mekaar, iemand het tog nie vir hom iets te eet gebring nie. En Jesus sê vir hulle, my voedsel is, om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Sê julle dan nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Waarlik, ek sê vir julle, kyk op en aanskou die lande. Hulle staan reeds wit vir die oes. Hy wat oes, ontvang sy loon, en samel die oes in vir die ewige lewe, so die een wat saai en die een wat oes, saam bly kan wees. Want in hierdie opsig is die gesegde waar. Die een saai en die ander maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel, waarvoor julle nie gesoeg het nie. Ander het gesoeg, en julle het voordeel getrek uit hulle harde arbeid. Baie van die Samaritane uit daardie dorp het in hom geglo op grond van die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het op grond van sy woorde tot geloof gekom, en vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het homself gehoor, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Jo, vriende, ons lees tot sover. Daar's soveel ongelooflike mooi goed in hierdie teks. Die een is natuurlik die skokkende, dat is jy Samaritane wat eers besef dat Jesus die Christus is en die verlosser van die wêreld is. Wat in hulle massas in hom glo. En nie meer op grond van wat die vrou gesê het nie, maar op grond van Jesus se eie woorde. En kom ons kyk 'n bietjie na hierdie vrou wat letterlik 12 uur die middag gaan water skep het in die hitte van die dag, wanneer niemand anders by die put is nie, omdat sy skaam is, omdat sy nie die ander vroue in die oë kan kyk nie, as gevolg van haar verlede. Wanneer sy Jesus ontmoet, dan verloor sy daai skaam, die Engelse woord sê dit eintlik beter, die shame. Die shame van haar skuld en van haar verlede. Sy verloor dit alles. Sy los haar waterkruik, wat eintlik die rede was hoekom sy daar was om water te skep, dis nou nie meer belangrik nie. Al wat nou belangrik is dat sy Jesus ontmoet het. En daaroor kan sy nie stil bly nie. Maak nie saak wat haar verlede was nie. Hierdie vrou wat geen sins met enige ander mense gemeng het nie, omdat sy skaam was oor haar verlede. Sy hardloop en vertel hulle, hy het my alles gesê van my verlede. Hy weet alles wat ek gedoen het. En hy is die Christus. Hy verlos my, hy was my skoon van my sonde. En daarom, hierdie mense wat na Jesus toe kom, en aandring, bly by ons. En dan bly hy 2 dae daar, en op grond van sy woorde, sê hulle, ons weet, dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. So, vriende, mag ons hierdie voorbeeld volg, mag ons ook ander vertel van die verlosser, mag hulle ook tot geloof kom, en weet dat hy die verlosser van die wêreld is. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie gedeelte in die woord. En ja, Here, gee dat ons, soos hierdie vrou, u naam sal uitdra, sal vir mense sal vertel
dat ons die Verlosser ontmoet het. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.